Geliefdes, as u die Bybels hier het, is u welkom om saam met my te blaai na Kolossense, hoofstuk 1. Kolossense, hoofstuk 1. Ons gaan daar saam lees van vers 9 af tot en met vers 23, maar ons gaan fokus vers 15 tot 23, die laaste gedeeltekie, maar die gedeelte van vers 9 tot 23 vorm 'n eenheid. Daarom lees ons die hele gedeeltekie, maar die prediking sal van vers 15 en verder af fokus. Voordat ons saam lees, luister na die woord van die Here, kom ons buig ons hoofde en bid ons saam. Here, onse Here, hoe lieflik is u naam oor die ganse aarde. Hoe wonderlik is dit vir ons om vanmôre hier as gemeente, as gelowiges by mekaar te kom in u huis, om voor u die almagtige, skepper van hemel en aarde, neer te buig in aanbidding. En die voorreg te hê om u ook ons God en ons Vader te noem. U wat alles gemaak het, u wat alles in stand hou. Ja, u wat groter is wat ons ooit in ons gedagtes ooit kan begin om te dink. U strek die hand van genade na ons uit. U trek ons nader. U verander ons harte sodat ons wil kom. Dan het ons die voorreg om u hier te ontmoet en om die woord oop te slaan en te hoor wat u vir ons wil sê. Here, ons dankie vir die voorreg. Dankie dat ons dit kan doen sonder die vrees van vervolging. Dat ons hier in ons eie taal promptheid kan sê, maar dis wat ons glo, dis waarvoor ons staan. En dat ons die voorreg het om hierdie byeenkomste te kan bywoon. Dat ons saam kan kom in 'n erediens. Here, mag dit dan ook vir ons tot seën wees. Mag ons vanmôre u woord hoor, dit gaan oordink, maar ook gaan uitleef na buite. Ons bid vir die wat siek is, die wat ongesteld is. Ons weet van 'n Kali Burger wat in die hospitaal is, weer met sy voet, waar daar komplikasies is. Ons bid en vra dat u in besonder ook daar met hom sal wees. Here, ons weet van ander wat ook siek is, ander wat moet gaan vir operasies, wat seer gekry het. Here, ons bid vir elkeen. Daar's baie wat vanmôre ook laat weet dat hulle kan nie hier wees nie, weens griep en verkoue. Ons bid en vra dat u ook daar met elkeen sal wees. Maar baie van ons is ook geestelik siek. Ons worstel, ons twyfel. Ons bid en vra dat u ons ook daar sal bemoedig. En dat u ons sal versterk. En mag hierdie erediens ook dit doen. Mag ons hier, as ons ook nou hoor wat u woord sê, en ook na die tyd, mag ons hier mekaar versterk as gelowiges. En mekaar se laste help dra. Ons bid vir ons land, ons volk, ons mense. Ons bid en vra dat u in ons harte, elkeen van ons harte sal werk. Dat ons hier sal uitgaan en die woord en die lig sal uitdra en versprei in hierdie donker wêreld. Ons bid vir die regering. Ons bid dat u daar ook inkeer sal bring, bekering. Dat hulle sal draai na u en sal besef, daar is geen ander weg. Here, mag ons voortdurend 'n voorbeeld wees van u genade vir almal rondom ons, ook vir ons leiers. Mag dit hulle harte aanraak as hulle sien wat u in ons lewens gedoen het. As hulle besef dat u die enigste verlosser is. Here, ons dankie dat ons in die einde van 'n kwartaal kan kom. Die kinders ook hierdie week met skool klaarmaak vir die kwartaal. Bid en vra ons dat u ook vir die wat sal weggaan, sal seën, behoed en bewaar op die paaie. En dat u ook met ons kinders sal wees, dat hulle ook lekker sal rus. Die volgende kwartaal weer sal gereed wees vir die skool wat voor lê. Here, wil u dan nou, as ons hier vergader, het rustig maak in ons gemoed, ons harte ontvanklik, geopende oor, en spreek u tot elkeen van ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kolossense hoofstuk 1. Ons lees daar vanaf vers 9. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra
dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het, uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van sy seun, van sy liefde, en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskapye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemel. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen, die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. As julle ten minste gegrond en vast bly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Tot sover uit die woord van die Here. Salig as ons die woord van die Here hoor, en dit ook in ons harte bewaar. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as 'n mens soms luister na mense, en die manier hoe hulle redeneer oor goed, dan skud jy eintlik maar net jou kop en jy wonder by jouself, is daar iets fout met die persoon? Is hulle aspris? Is hulle met die ingelig nie? Is hulle onnosel? Wat gaan aan? Weet, hoekom kan hulle net nie verstaan nie? Want jy sit met dieselfde inligting, almal het dieselfde inligting, maar hier is 'n groep mense wat dit so verstaan, en hierdie groep is heeltemal teenoorgestelde. Hoekom is dit? Kom ek gebruik 'n eenvoudige voorbeeld. Vat byvoorbeeld die oorlog wat nou tussen Hamas en Israel voed tans. Ons weet ons nou 7 Oktober 2023 het Hamas ons nou Israel binnengeval en 'n klomp gijslaers gegryp en bomme geskiet en klomp mense is dood, en in antwoord daarop het die Israelitiese magte het nou daar ingevaar en hulle het al wat 'n Hamas skuiling is opgeblaas en skade gemaak vir hulle, en dit gaan nou nog steeds aan. En niemand kan nou vrede tussen hierdie twee partye bring nie. Hulle dis die hele dit gaan nou al vir jare aan. Dis nie nou, dis nie iets niets nie, dit gaan nou al vir dekades gaan dit so aan. Maar nou kyk ons na die situasie, en dan is daar mense wat sê, maar Hamas het pakslaag gekry, maar dis reg. Ek meen, hulle is die aggressors gewees, hulle is die een wat eerste ingeval het, hulle het gegaan en gijslaers gegryp, en hulle het 'n klomp mense doodgemaak, so dis 'n geregverdige oorlog. Die Israeliese magte moet mos hulle self verdedig. Dis heeltemal aanvaarbaar en reg so. En dan is aan die ander kant mense wat, soos ons weet, die regering van Israel nou hof toe sleep na die wêreldhof en sê, maar julle is besig met volksmoord. Julle maak nie reg nie, arme Hamas. Julle is 'n klomp boelies, en daarom is dit reg, Hamas moet julle aanval en julle doodskiet. En dan wonder mens myself, maar hoe op dese aarde kom mense by hierdie twee sienings uit? Ons lees tog dieselfde nuus. Ons het dieselfde nuusberigte, ons hoor dieselfde goed, ons het dieselfde omstandighede waarin ons leef. Hoekom, waar kom hierdie goed vandaan? Hoe kan iemand so ver na die links of die regterkant toe redeneer? Hoe is dit moontlik? En die rede daarvoor is, dit gaan oor jou wêreldbeskouing. Dit gaan oor, hoe kyk jy na die wêreld? Elkeen van ons het 'n bril wat ons opsit, en deur hierdie bril wat ons agtergrond waaruit ons kom, het sekere goed het ons beïnvloed, en ons kyk nou deur daai ervarings van ons, deur ons, dit wat ons geleer het oor die jare, dis die bril waardeur ons kyk, dis ons wêreldbeskouing. En daardeur kyk ons na die situasie en maak ons 'n besluit. Ons sê ons dit moet so wees of dit moet so wees.
En hoe ek in my, kom ek sê, my wêreldbeskouing word bepaal deur 'n klomp verskillende goed. Vrae soos, wat glo jy oor God? Is daar 'n God? Is daar baie gode? Is daar geen God nie? Wat glo jy oor die mensdom? Waar kom moraliteit en waarheid vandaan? Hoe bepaal ons dit? Al hierdie tipe van vrae is goed wat ons wêreldbeeld vorm, en uiteindelik kyk ons dan met ons bril na 'n situasie en besluit, dis reg, dis verkeerd. Nou ek wil graag hê, ons moet vanmôre na ons teks so 'n bietjie toe gaan, en gaan kyk, wat sê die wêreld, wat is die wêreld se beeld waardeur hulle kyk, wat is hulle bril waarmee hulle kyk? En hoe lyk die Christen se bril waardeur ons kyk? En sien waar lê die verskille? En hoekom sien die wêreld dinge anders as ons? En hoekom sukkel ons om by mekaar uit te kom? En ek wil dit doen aan die hand van 'n paar vrae wat ek dink universeel is. Maar dit maak nie saak of jy gelowig of ongelowig of van watter volk of stam of taal of nasie is nie. Geen nie om watter tyd jy leef nie. Daar's 'n paar vrae wat maar deur almal se gedagtes gaan op een of ander stadium. Dis vrae soos, wie is ek? Hoekom is ek hier? Wat is fout in die wêreld? Hoe gaan ons dit wat fout is weer regmaak? Dis goed wat universeel is. Dis alle mense wonder maar van tyd tot tyd oor die goed. Dan kom ons gebruik dit dan as 'n basis, dan kyk ons 'n bietjie wat sê die wêreld en wat sê die Christen. En dan sien ons waar lê die verskille. Dus kom begin met die wêreld. Die eerste vraag is, wie is ek? En nou in die sekulêre humanistiese wêreld, dit is groot woorde vir die kinders. Humanisties beteken vanuit die mens se oogpunt. Humanism, jy hoor daai human is Engels vir mens, humanisties. Dit vanuit die mens. Hoe dink die mens? Hoe kyk die mens na die ding? Die mens, humanistiese wêreldbeskouing sê dat evolusie is die grondslag. Dis waar ons vandaan. Ons het ontwikkel uit die evolusie uit. So as jy vra wie is ek, dan is die antwoord volgens wat die wêreld vandag sê, jy's die resultaat van evolusie. Dat evolusieprosesse, met ander woorde, oor miljoene en miljoene jare en dinge nou maar gebeur, en jy het nou maar ontwikkel, en uiteindelik het ons nou deur al hierdie fases gegaan, sê hulle, en nou is ons hier waar ons is, waar die mens nou maar die hoogste spesie geword het, deur ontwikkeling. Ons is eintlik maar net die sterkste dier, dis waar dit neerkom. Van al die dieresoorte het die mens nou die sterkste geword, ons het die vinnigste ontwikkel, ons het die grootste breinkapasiteit, en daarom beheer ons alles. So ons is aan die bokant van die voedselketting. En 'n baie groot persentasie van die wêreld glo dit. Ek het nou probeer gaan kyk, wat is die persentasies wat iewerste op statistiek die goed kan kry. Ek kan net in die westerse wêreld kon kry. In Amerika reken hulle omtrent 62% van die inwoners glo aan evolusie. So dis waar die mens vandaan kom. In Europa is dit erger. Dis enigiets tussen 70 en 80% afhangende van watter land jy bly. So jy kan omtrent kyk op 75% van Europa se inwoners glo dat evolusie is die manier hoe ons maar gekom het waar ons is vandag. So as jy dan nou vir mense wat glo aan evolusie, ons het daaruit ontwikkel, en as jy vir hulle vra, maar wie is jy dan is die antwoord, dit sal jy ook seker al gesien het op YouTube en ander videoetjies, as jy gaan kyk wat sê mense deesdae, dan sê die mense, ek is wie ek glo ek is. Dis wie ek is. Net wat ek wil wees. Ek kies my eie voornaamwoorde, my eie pronouns. Ek kan dit self kies. Ek kan kies of ek 'n man, of 'n vrou, of 'n kat, of 'n hond, of 'n papegaai, of wat ook al jy wil wees, dit kan jy nou wees. En jy kan self kies wie jy wil wees, hoe jy wil leef. Ek is nie gevorm deur God nie, want as evolusie het mos nou maar net gebeur. Dis maar toevallig dat ons hier is. En dit is maar net van self gerol. Ek gaan ook nie laat die natuur my voorskryf van wie en wat ek is nie. Want ek is die baas. Ek is die belangrikste mens in die hele wêreld en ek besluit wie ek is. En natuurlik as jy daai houding het, dan gaan dit natuurlik al die ander vrae ook beïnvloed. En die volgende vraag is maar, waarom is jy dan hier? En die antwoord uit die evolusiese standpunt is, ek is hier om te gebruik, om te verbruik. Ek is hier om te leef vir so 'n stukkie en dan is dit verby. So ek moet nou eet en drink 'n partytjie hou en mal gaan, want as dit verby is, dit verby. Môre kan ek al doodgaan.
En daarom moet ek nou soveel as moontlik doen en soveel as moontlik plesier kry, want dit gaan oor plesier en selfvervulling, dis waaroor die lewe gaan vir hulle. Want wat anders? Want jy's net 'n kolletjie in die aarde se wentelbaan. Jy gaan net vir 'n spikkeltjie en dan is dit verby. Dan is jy vir ewig klaar. So gebruik nou wat jy kan. Jy's 'n verbruiker. En die volgende vraag is dan, maar wat's fout met die wêreld? Nou, almal weet daar's fout met die wêreld. Niemand gaan daaroor stry nie. Want jy kan net kyk rondom jou. Kyk hoe gaan dit in die Midde-Ooste. Kyk hoe gaan dit in Rusland en Oekraïne nog steeds. Ag, in ander wêrelde. Nou begin mense praat van 'n derde wêreldoorlog. Want as Amerika nou inspring by Irak se sake, dan gaan daai een inspring by daai sake en dan sou ons weer terug by die eerste en die tweede wêreldoorlog. Kyk hoe gaan dit? En nie net in die wêreld as 'n geheel nie. Kyk hoe gaan dit by ons. Staatskaping, bedrog, moord, verkrachtings, dood, al daai goedjies, ken al die opskrifte van die koerante. So mense sê, ja nee, daar's fout in die wêreld. Nou wat sê die kultuur van die dag? Wat sê hulle, wat is die probleem? Wat is fout met die wêreld? Hulle sê daar's 'n gebrek aan opvoeding en daar's 'n gebrek aan regering. Met ander woorde, as ons net die mense kan inlig, as ons die mense net kan opvoed, dan sal dit beter gaan. Is dit nie wat ons ook al hier in Suid-Afrika vir mekaar gesê het? Die mense is net nie ingelig nie. Die mense, die massas word nooit onderrig nie. En as ons net dit kan kry, dan gaan dit beter gaan. Hoe gaan ons dit reg kry? Ons moet beter regering kry. Want as die regering beter is, dan kan die skole verbeter en dan kan die massas opgevoed word en dan kan hulle ingeligte besluite maak. Sien julle, dis ons probleem. Opvoeding en regering. Want dit is nie net in Suid-Afrika nie, dit is reg oor die wêreld. Gaan kyk maar 'n bietjie na al hierdie groot internasionale samekomste waar wêreldsake hanteer word. Kom altyd op. Opvoeding, onderwys en regering. Dis die goed wat die probleem is. Nou hoe gaan ons dit regstel? Hoe gaan ons hierdie probleme, dis 'n vierde vraag. Hoe maak ons dit wat nou verkeerd is, hoe maak ons dit reg? Maar as die probleem 'n gebrek aan onderwys en regering is, dan moet ons meer onderwys en meer regering kry, is dit nie? Dis die standpunt van die wêreld. Dis wat uit evolusie uit voortkom, dis die perspektief wat die mens het. As ons net die mense kan opvoed, en ons kan beter regering hê, dan gaan ons alles wat in die wêreld is, wat stikkend is, kan regmaak, want anders moet nou opgevoede mense met goeie leiers. Uitgesorteer. En dis hoe die wêreld in 'n netedop dink. Nou, verstaan, dis baie vereenvoudig, maar dis waarop dit neerkom. Wie is ek? Ek is die resultaat van evolusie. Wat doen ek hier? Waarom is ek hierso? Eintlik is ek maar net toevallig hier, so ek gebruik soveel as ek kan, geniet soveel as van die lewe, want net nou is dit verby. Wat's fout met die wêreld? Daar's 'n gebrek aan opvoeding en daar's 'n gebrek aan regering. Hoe gaan ons dit regstel? Beter opvoeding en beter regering. Nou wat sê die Christene? Hoe kyk ons na die saak? Kom ons vat dieselfde vraag. Wie is ek? Kom ons gaan na die teks. Vers 15 en 16 van ons teks sê, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. So vanuit 'n Bybelse perspektief, as ek wil weet wie's ek, dan begin ek nie by myself nie. Voordat ek kan vra wie's ek, moet ek eers weet wie's hy. Want ons glo nie daaraan dat ons maar net 'n produk van toeval is nie. Ons is maar nie toevallig hier vandag nie. Ons glo dat ons geskape is deur 'n intelligente, almagtige, soewereine God. Daar's 'n plan, daar's 'n doel met wat ons moet doen. En ek kan nie ten volle verstaan wie ek is voor ek nie eers begin verstaan wie hy is. Die teks sê hy is die ewige seun, die beeld van die onsienlike God. Hy is die een deur wie en vir wie alle dinge gemaak is. En hy het ons in sy beeld geskape. So as ons dan die vraag vra, die Christelike antwoord op wie is ek, dan kom die antwoord, ek is die kroon van die skepping van God. Ek is die kroon van die skepping van God. En dit verander alles. En dit is nie net ek wat die kroon van die skepping van God is nie, maar dit is ook wat jy is. Jy is ook die kroon van die skepping van God. En dis die rede hoekom ons met respek en waardigheid ander mense moet hanteer.
Want hulle is ook die kroon, die skepping van God. Maar sien jy wat die probleem is as jy in evolusie glo, soos wat die meeste mense ongelukkig doen, dan is jy maar toevallig hier. Jy is maar net deel van die evolusionêre proses. Waar kom waardigheid en waarde dan vandaan? Kom moet ek respek hê vir enige iets of enige iemand? Op grond van wat? Jy is nie gemaak in die beeld van God nie. Jy staan nie onder die gesag van een of ander koning of leier of iets of niks nie. Ek is net soveel mense soos jy, so wie is jy om my enigiets te sê? Hoekom moet ek waarde in jou lewe volg? Hoekom moet ek respek hê vir jou? Hoekom die konsep van waarde en waardigheid as jy in evolusie glo? Die antwoord is, daar is nie. Dit kan nie. Nie as jy streng by die reëls van evolusie hou nie, dan maak dit net nie sin nie. En dis hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. Wat mense, volgens die evolusie, is eintlik maar net diere wat baie vinniger as die res ontwikkel het. Ons is, soos die Engels sê, on top of the food chain. Dis wie ons is. Ons is maar die hoogste dier wat daar is. En dit is belangrik om hieroor te dink, want die goed het implikasies as jy het deurvoer. Kom ons maak dit prakties, kom ons vat dit terug na ons toe. Jy het 'n gesin, 2 kinders, seun, Jannie en Sannie. Nou karnuffel Jannie vir Sannie, en trek haar hare en vat haar goed en breek babie se arm af, en nou is dit 'n gehuil en 'n geskree, en is 'n hele storie daar in die huis, en nou kom jy daar aan en sê, wat gaan hier aan? En Sannie sê, maar papa, kyk wat doen hy. En dan sê jy vir hom, Jannie, hou op om Sannie so te behandel. En vandag se dag gaan hy vir jou vra, hoekom? Hoekom moet ek? En as jy in evolusie glo, hoekom moet hy? Omdat jy so sê, omdat hy nie vir al wat jy het. Want as jy die produk is van evolusie, dan is hy ook maar net 'n produk van evolusie. So, wie het jou nou die baas gemaak? Hoe sê die kinders, who died and made you king? Wie is jy om vir my te sê? Maar die oomblik as jy kan sê, maar weet jy wat, God het ons geskape. Ons is nie toevallig hier nie. Jy is geskape deur God. Jy is geskape na die beeld van God. En omdat jy in die beeld van God geskaap is, het jy waarde. En moet jy ander met respek hanteer. Dan verander die prentjie heeltemal. Nou kom ons vat dit so 'n bietjie verder. Nie net in die gesin nie, kom ons gaan verder na die wêreld rondom ons. Kom ons kyk na volke en rasse, etnisiteit. Waar mense onderdruk en mishandel word. Dan sê ons, nee, dit is verkeerd. Jy kan dit nie doen nie. Een volk kan nie ander volk mishandel en misbruik nie. Op grond van wat? Hoekom nie? As ons mos nou die gevolg van evolusie is, dan is dit mos juist wat ons moet doen, is dit nie? Die sterkste moet mos oorleef. So, hoekom is almal nou kwaad vir Rusland? Omdat hulle Oekraïne ingeval het. Maak ons nie sin nie. Hulle volg dan net die leer wat hulle vir die kinders vir die laaste 50, 60, 70 jaar geleer het in skole. Hulle het gesê, daar is evolusie, daar is nie 'n God nie, die sterkste moet oorleef. Nou gaan Rusland en hy bom die 7 soorte goed uit Oekraïne uit. En nou is almal, julle kan nie dit doen nie. Almal is nou verskriklik gaan te kere oor Iran, wat aangeval word in Israel en Iran en Hamas en al die... Hoekom doen die wêreld dit? Hulle glo dat, hulle leer dit dan vir hulle kinders. Hulle sê dan vir hulle, dis hoe die lewe werk. Jy moet die sterkste wees, die sterkste moet oorleef. Nou maak die mense bomme en hulle skiet mekaar, maar nou is dis nou nie reg. Maar jy sien, as jou antwoord op die vraag is, wie is ek? As die antwoord is, ek is die kroon van die skepping van God, dan verander die prentjie. Want dan maak dit nie saak of ek die sterkste volk of die grootste nasie is nie. Ek het nie die reg om iemand te mishandel en te onderdruk nie, want hulle is ook deur God geskape en hulle is ook die kroon van God se skepping. So daar behoort respek te wees. En daar behoort waarde aan lewe gekoppel te word. En hierdie beginsel gaan natuurlik nou deur na baie land. Dis hoekom ons ook nie glo aan abortus nie, want lewe het waarde. Dis hoekom ons nie glo aan iets soos genade dood nie, want lewe het waarde, want jy is geskape na die beeld van God. Sien, die ding loop verder.
Nou waarom is ek hier? Die wêreld sê, wel, jy is hier om te gebruik. Eet, drink, hou partytjies. Môre is jy dalk dood. Gaan vir goud nou. Maar kyk wat sê ons teks, vers 15 en 16, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. En wat in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat in die hemel op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. So hoekom is ek hier? Ek is hier om die Here te dien en te verheerlik en te loof en te prys. Dis hoekom jy gemaak is. Dis jou doel. Die doel van jou bestaan, die doel van alle goedse bestaan is, dat alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Dit gaan oor ons is geskape om die Here te dien. Waarom word ek geroep om God te verheerlik? Omdat hy my gemaak het. En hy onderhou my. En hy sorg vir my. En hy het alle dinge gemaak. En alle dinge moet tot sy eer wees. Dis hoekom ek hier is. Dis hoekom alles hier is. En is nie net ek as individu nie, maar ook as gemeenskap. So is nie net ek wat die Here moet dien nie, is ek en my gesin. En is nie net ek en my gesin nie, maar is ek en my gesin in my kerk. En is nie net ek en my gesin in my kerk nie, maar is ek en my gesin in my kerk en my volk. En ek en my gesin in my kerk en my volk en my nasie, my land en die wêreld. Alles is geskape om God te verheerlik. So wie is ek? Wie is ons? Ons is die kroon van God se skepping. Waarom is ons hier? Om die God van hemel en aarde te verheerlik. Dis ons roeping. Wat is die fout met hierdie wêreld? Dis die volgende vraag. Wat is fout in die wêreld? Vers 21 sê vir ons. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke. Ook julle. So wat is die fout met die wêreld? Jy. Jy is die fout. Kom ek stel eenvoudig, sonde is die probleem, maar wie doen die sonde? Jy. Ek ook, maar eintlik weer jy. Dis mos gewoonlik hoe ons dink. Ander mense, hulle doen baie meer sonde as ek, maar ek doen ook 'n bietjie. Maar is eintlik hulle. Nee, dis jy. Jy is die probleem. Paulus sê dit duidelik, hy sê, julle was van God vervreemd, dis die probleem. Jy is geskape as die kroon van die skepping van God. Jy is daar om God te verheerlik. Wat het gebeur? Ons het van hom vervreemd geraak. En jy is vyandig gesind teenoor die Here. So jy het nie net weggedwaal van die Here nie, wat al klaar erg genoeg is om jou vir ewig in die hel te werp. Maar nou het jy nog in jou hart vyandig ook geword teen die Here. Nou wil jy beklei. Hoekom? Omdat diep binne in jou wil jy God wees. Dis mos die oersonde waar alles mos begin het. Dit gaan oor ek wat wil God wees. Dis wat in ons ook leef. Ek wil die eer hê, ek wil die lof hê. En God sê ek sal dit nie duld nie. Ek deel nie my lof en eer met enige iemand nie. En dis hoekom mense vyandig is teenoor die Here. En ons dink nie net verkeerd nie, ons doen uiteindelik ook verkeerd. Dis waar die verkeerd in die wêreld kom. Ons denke gaan oor uiteindelik in dade. En dis wat ons sien nie buite. En in ons eie lewens. Dis waar dit vandaan kom. En as ons gevang word, dan probeer ons dit altyd versag. Deur iets te sê soos, ja, maar ek het nie al die inligting gehad nie en ek het nou 'n foutjie gemaak. Nee, jy het nie. Jy het geweet wat jy doen. Jy het daaroor gedink, jy het 'n besluit gemaak en jy het dit gedoen. En die enigste rede hoekom jy nou jammer is omdat jy gevang het. As jy nie gevang het, jy sê dit weer gedoen. Hoekom? Want dis wie ons is. Dis die sonde wat in ons leef. Die eie ek dryf ons. En dis die probleem in die wêreld. Dis hoekom die wêreld stikkend is. Nou, die laaste vraag, hoe kan ons dit dan nou regmaak? Die wêreld sê, daar's 'n gebrek aan opvoeding en daar's 'n gebrek aan regering. So dis al wat ons nodig het. Ons het beter opvoeding en meer opvoeding, meer regering nodig. Ons weet mos dit werk nie. Hier in Suid-Afrika weet ons dit verseker. En reg oor die wêreld kan jy dit ook sien. Meer opvoeding maak nie mense beter nie. Meer opvoeding maak net sondaars meer gesofistikeerd. Dis al wat dit doen. Opvoeding verwyder nie die sonde nie. Opvoeding maak jou net 'n slimmer sondaar. In plaas daarvan dat ons honderde jare een persoon op 'n slag kon doodmaak met 'n klip en 'n stok, kan ons nou miljoene doodmaak met kernwapens. Dis wat opvoeding gemaak het. In plaas daarvan dat ons vroeër jare dalk een beursie uit iemand se sak kon steel, 'n pickpocket soos ons dit noem. Nou kan ons biljoene steel in Bitcoin of waar ook al oor die internet. Want ons is opgelei. Ons het slimmer geword.
Dis wat opvoeding doen, dit gee eintlik maar net nuwe gereedskap vir die sonde. Opvoeding heilig nie jou siel nie, dit verander nie jou hart nie. Dus kan die mense opvoed soveel as jy wil, dit gaan geen verskil maak nie, niks. Onderwys regverdig nie iemand nie. Dit produseer net slimmer sondaars. Wat van regering? Het ons nie net meer regering nodig nie. Ja, ons kan seker regeer tot op 'n punt waar ons die gedrag van die mense beheer. As ons genoeg polisie en weermag en net kan ons dalk die situasie onder beheer kry en ons kan mense se gedrag beheer. Wonderlik. Maar dis al wat dit is. Dis net beheer van gedrag. Wat gebeur as jy daai beheer wegvat? Dit's chaos weer terug. So dis nie 'n oplossing. Wat 'n voorbeeld. Dink maar aan jou kinders. Die van julle wat nou al deur kinders is, weet mos hoe maak die kleintjies. En dan kyk vir daai prop hier teen die muur en dan sien jy 'n handjie begin gaan. Dan sê hy, nee, jy gaan nie daai prop raak nie. Dan loer hy mos vir jou so, dan kyk hy loer net so skelmpies. Maar daai handjie gaan al na en sê ek sê nee, jy gaan nie daai prop raak nie. Het jy daai prop geraak? Nee, pappa. Sê ek gaan jou weer vra. En jy moet nou weet dat ek gesien het wat jy gedoen het. En daar gaan gevolge wees vir jou antwoord. So het jy aan daai prop geraak. Ek's lief vir jou, pappa. Dis mos hoe dit gewoonlik loop. Die punt is, geen regering in die wêreld gaan 'n sondaar kan beheer nie. Geen regering kan die sondaar beheer nie, want die probleem is nie daar buite nie, die probleem is hier. Die hart is die probleem. Dis waar ons probleem lê. So hoe gaan ons dit wat verkeerd is regmaak? Dis wat ons teks sê, vers 21 en 22. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. Dis die antwoord. Dis hoe ons die wêreld gaan verander. Dis hoe ons dit wat verkeerd is regmaak. Die plaatsvervangende soenverdienste van ons Here Jesus Christus aan die kruis, dis wat mense nodig het. Dis wat hulle harte moet draai. Dis wat die oë laat oopgaan. Want nou alle ander godsdienste in die wêreld sê, jy het eintlik maar 'n godsdienstige ervaring en daarna probeer jy maar goed en sleg, jy probeer goed doen en sleg vermy. Jou hele lewe is amper soos 'n skaaltjie. Jy moet net kyk of jy meer goed kan doen as wat jy sleg kan doen. En as jy dood gaan, hoop jy maar vir die beste. Maar nou weet ons mos dit werk nie. Niemand van ons kan goed doen nie. Nie een van ons in die sit kan dit sê nie. Ons almal het al probeer. Jy kan nie konsekwent net altyd goed doen nie. Al wil jy hoe graag. Paulus sê ook, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil doen, dit doen ek aanhoudend. Dis dieselfde moeilikheid met ons. En dis net die Bybel wat vir ons met die waarheid wil konfronteer en sê, weet jy wat is die probleem? God het ons geskaap. Hy was 'n heilige, almagtige God wat jou geskaap het om hom te dien en te eer en te verheerlik. Maar ons het ons rug op hom gedraai. Ons het weggegaan van hom, ons het vervreemd geraak. En ons is vyandig nou teenoor hom, dis wat die teks sê. Want dis hoekom die wêreld is wat dit is. So waar lê die hoop? Vers 21 en 22 sê dit lê by hy wat sy liggaam vir ons gegee het. Christus wat eenmaal gesterf het, die regverdige vir die onregverdiges, sodat ons na God gebring kan word, sodat daar versoening kan kom, sodat daar herstel kan kom. En dan sê die laaste versie, dan as julle ten minste gegrond en vas bly staan in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie. Dis waar ons vashou. Die hoop van die evangelie. Wat is die evangelie? Die evangelie is Christus wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Dis al wat mense se harte kan verander. Dis al wat die wêreld sal 'n beter plek kan maak. So, as terugkom na ons vraag, wat sê die wêreld, wie is ek? Dis 'n proses van evolusie. Hoekom is ek hier? Ek is hier om te gebruik. Ek is hier om te geniet. Wat fout met die wêreld? Ons het te min onderwys en ons het te min regering. Hoe gaan ons dit regmaak? Kry meer onderwys, kry meer regering. En uit daai oogpunt uit bekyk hulle die wêreld en dis hoekom mense sulke vreemde afleidings maak oor goed wat in die lewe gebeur. Want dis hulle verwysingsraamwerk. Dis hoekom ons as gelowiges dit nie kan verstaan nie. Want as ons na die situasie kyk, dan sê ons, maar wie's ek? Ek is die kroon van die skepping van God, net soos enige ander mens. Hoekom is ons hier? Om God te verheerlik en te aanbid en sy naam uit te dra. Wat's fout met die wêreld?
Ek is die fout, want ek is 'n sondaar. Want ek het verwyderd geraak van God, en ek is in rebellie teen God, want ek wil belangriker wees as God. Hoe gaan ons dit regmaak? Alleen deur God wat jou hart verander, en hy doen dit deur sy seun aan die kruis te stuur, om vir jou te wys wat ware liefde is. Dat bereid is om vir 'n sondaar te sterf. Dis al wat jou hart kan dra. En dan moet ons nie daar stop nie. Dis nie waar die Bybelse verhaal stop nie. Daar's hoop, dit gaan nog verder. Daar's ook 'n wederkoms. Want weet jy, in hierdie lewe gaan alles nie regkom nie. Al word die hele, ek weet nie hoeveel is ons nou, amper 8 biljoen. Al kom ons sê dit by 8 biljoen. 8 biljoen mense nou tot bekering, almal. Dan gaan ons steeds sonde doen. Want jy is 'n gelowige, is jy nie? Dan doen jy sonde verseker. Jy is nog steeds in hierdie gevalle wêreld. So daar gaan nog steeds foute wees. So waaraan hou ons vas? Eendag sal hy kom. En as hy kom, sal hy alles wat verkeerd is kom regmaak. Dis die hoop van die evangelie waaraan ons vashou. Dis ons enigste hoop. So geliefdes, voor jy hier weggaan vanmôre, moet jy vir jouself hierdie vrae beantwoord. Wie is jy? Waarom is jy hier? Wat's fout met hierdie wêreld? En hoe gaan ons hierdie wêreld regmaak? En die belangrikste vraag wat jy as lidmaat vanmôre hier vir jouself moet vra is dit wat in jou lewe verkeerd is reggemaak? Het jy jouself heeltemal oorgegee aan die genade van die Almagtige God? Vertrou jy op die plaasvervangende soenverdienste van ons Here Jesus Christus? Is dit jou hoop waarin jy vashou? Is dit waarin jy vasklou? En as dit nie is nie, hoor dan as God vanmôre jou roep. Vlug dan na hom wat jou enigste hoop is. Vertrou op hom en hom alleen. En weet, hy is magtig om te red. En hy sê, niemand wat na my kom, sal ooit uitgewerk word. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, ons moet bieg dat as ons onsself gaan vra, die vrae wat ons deurgewerk het, dan het ons ook al baie ver afgedwaal van die waarheid van die woord. En saam met die wêreld het ons ook al begin dink op 'n sekere manier. En ons redeneer op 'n sekere manier, en dit is omdat ons onsself eerste stel. Dis omdat al verklaar ons dat ons u kinders is, hou ons van die gedagte van evolusie, want dan kan ek my eie God wees. En daarom kan ek maak wat ek wil en kies wat ek wil. Here, maar dankie dat u ons die weg en die waarheid kom wys. Dankie dat u vir ons wys, daar is net een manier. Daar is net een weg wat ons kan stap, en dit is die weg van Jesus Christus. Hy en hy alleen. Hy is die enigste naam wat gegee is, wat ons kan red. Here, mag ons daaraan vashou. Mag ons dit ook gaan uitleef na buite. Dat ons besef, ons is nie maar toevallig hier, maar ons is hier omdat u ons hier geplaas het. Ons is die kroon van u skepping. Ons is hier om u te verheerlik. Here, ons bid om genade vir ons foute, want ons besef, ons is die probleem. En dankie dat daar 'n oplossing is. Dankie dat u ons oplossing is. U is ons saligmaker en verlosser. Ons loof en prys u daarvoor. In Jesus naam. Amen.